Môre broers en susters, hartlik welkom by die erediens vanoggend. Ons bede is dat die diens vir u almal sal dien tot opbou in die geloof en dat dit sal wees tot die eer van die Here. Soos gebruiklik het ons nou 'n paar oomblikke stilte voordat ons met die erediens begin. Die wydingslied vanoggend, Psalm 84, die 6de vers, Psalm 84 vers 6 ons wydingslied, en die lofsang is gesang 35 albei die verse. Ons sing die wydingslied staande en bly staan tot na die lofsang. Skuld is onze Heer. Ek kyk op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en nooit die werk van sy hande laat vaar nie. Geliefdes, genade vir u en vrede van God ons Vader, in Christus Jesus ons Here, deur die werk van die Heilige Gees. Amen. Die skrif leer ons, wie die gebod hou, bewaar sy lewe.
Luister na die gebooie van die Here, soos dit vir ons opgeteken is in Exodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat, maar ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen vals getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons buig in ootmoed en met berou voor die Here en erken, teen u alleen het ek gesondig en gedoen wat verkeerd is in u oë. Daarom bely ons sondes met die sing van Gesang 79, die eerste vers. Aan elkeen wat met ware geloof en opregte berou sy toevlug neem na Jesus Christus as die enigste saligmaker en verlosser uit die sonde, verseker God ons in sy woord. Welgeluksalig is hy wie se sonde vergewe, wie se sonde bedek is, aan wie die Here die ongeregtigheid nie toereken nie. Saam met die kerk oor al die eeue bely ons nou ons algemene Christelike geloof. Ek glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde en van alle sienlike en onsienlike dinge. En in een Here, Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle eeue. God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, gebore, nie gemaak nie, van dieselfde wese met die Vader deur wie alle dinge gemaak is, wat terwille van ons mense en ons saligheid neergekom het uit die hemel en vlees geword het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria en 'n mens geword het, ook vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus,
gelei het en begrawe is en op die derde dag opgestaan het volgens die skrifte en opgevaar het na die hemel, wat sit aan die regterhand van die Vader, en weer sal kom met heerlikheid om te oordeel die lewende en die dode, wie se ryk geen einde sal hê nie. Ek glo in die Heilige Gees, wat Here is en lewend maak, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik word, wat gespreek het deur die profete. Ek glo in een heilige algemene kerk gegrond op die leer van die apostels. Ek bely een doop tot vergifnis van sondes. Ek verwag die opstanding van die dode en die lewe van die toekomstige eeu. Amen. Nou dat ons ons geloof bely het, wy ons opnuut ons lewe aan die Here toe, met die sing van Gesang 129. Ons sing al 3 verse. Uit die woord van God, broers en susters, lees ons 2 gedeeltes, albei uit die Nuwe Testament. Ons lees uit die brief van die apostel Paulus aan die Romeine, hoofstuk 2, die eerste 11 verse, en ook uit sy brief, die eerste brief aan die Korintiërs, hoofstuk 15, van vers 12 tot by vers 19. Romeine hoofstuk 2, 1 Korintiërs hoofstuk 15. Terwyl ons nou die Bybel oopgemaak het, kom laat ons eers saam bid om die verligting deur die Heilige Gees. Onse Vader in die hemel, ons buig in diep dankbaarheid voor U. Ons wil U naam groot maak in ons gebed en in ons lied. Aan U wy ons lewe en ons bid dat U dit sal rig, dat ons met ons lewe U sal verheerlik, dat ons in gehoorsaamheid sal volg waar U lei, en dat ons sal doen wat U beveel. Neem ons Here en maak ons diensbaar in U koninkryk. Laat ons met ons gesindheid en ons dade deel hê aan die opbou van U ryk, totdat U kom, en elke knie voor U buig en elke tong bely dat U die Here is. Sodat ons toegerus kan word in U diens, het U ons beveel om hier saam te kom op die rusdag wat U ons gegee het. En ons kom in U genade, omdat U ons hierheen trek. En nou bid ons, Here, laat U woord tot ons kom, as woorde van die ewige lewe. Woorde wat ons toerus, en wat ons motiveer om vir U te lewe. Laat die woord vrug dra in ons lewe, dat dit nie leeg na U terugkeer nie. Kom dan, o Heilige Gees, en spreek
want u kinders luister. Dit bid ons in die naam van ons Here Jesus. Amen. Romeine hoofstuk 2 van vers 1 tot vers 11. Daarom is jy, o mens wat oordeel, wie jy ook mag wees, sonder verontskuldiging. Want waarin jy 'n ander oordeel, veroordeel jy jouself. Want jy wat oordeel, doen dieselfde dinge. En ons weet dat die oordeel van God na waarheid is oor die wat sulke dinge doen. En meen jy, o mens wat hulle oordeel wat sulke dinge doen en dit self doen, dat jy die oordeel van God sal ontvlug? Of verag jy die rykdom van sy goedertierenheid en verdraagsaamheid en lankmoedigheid, omdat jy nie besef dat die goedertierenheid van God jou tot bekering wil lei nie? Maar ooreenkomstig jou verhardheid en onbekeerlike hart vergader jy vir jou toorn as 'n skat in die dag van die toorn en die openbaring van die regverdige oordeel van God, wat elkeen sal vergeld na sy werke. Aan die wat deur volharding in goeie werke, heerlikheid, eer en onverganklikheid soek, die ewige lewe. Maar aan die wat eiesinnig en aan die waarheid ongehoorsaam, maar in ongeregtigheid gehoorsaam is, grimmigheid en toorn. Verdrukking en benoudheid oor die siel van elke mens wat kwaad doen, oor die Jood eerste en ook oor die Griek. Maar heerlikheid en eer en vrede vir elkeen wat goed doen, vir die Jood eerste en ook vir die Griek. Want daar is geen aanneming van die persoon by God nie. Tot sover uit die brief aan die Romeine. 1 Korintiërs 15 van vers 12 tot vers 19. As dit dan gepreek word dat Christus uit die dode opgewek is, hoe sê sommige onder julle dat daar geen opstanding van die dode is nie? As daar geen opstanding van die dode is nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, dan is ons prediking vergeefs en vergeefs ook julle geloof. En dan word ons vals getuies van God bevind, omdat ons teen God getuig het, dat hy Christus opgewek het, wat hy nie opgewek het nie, ten minste as die dode nie opgewek word nie. Want as die dode nie opgewek word nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof nutteloos. Dan is julle nog in julle sondes. Dan is ook die wat in Christus ontslaap het, verlore. As ons net vir hierdie lewe op Christus hoop, dan is dit ons die ellendigste van alle mense. Dit is die woorde van die Here deur die mond van sy apostel. Gelukkig is elkeen wat dit hoor en wat ook daaruit lewe. As ons net vir hierdie lewe op Christus hoop, dan is ons die ellendigste van alle mense. Die ellendigheid van mense, broers en susters, wat sonder God lewe, die word in Romeine 2 vers 1 tot 11 vir ons duidelik geskilder. Paulus praat in die eerste deel van die Romeinebrief, hoofstuk 1, oor die evangelie en oor die verwerping van die evangelie deur mense wat in ongehoorsaamheid hulle eie pad loop. En wat 'n oordeel het oor alle ander mense se lewens, en in besonder het hy dan die Jode en hulle leiers op die oog. Maar hy sê, as julle so lewe, as julle so oordeel en so doen, sonder Christus in hierdie wêreld is, dan leef julle onder die toorn van God. En dan leef julle onder die oordeel van God. En as 'n mens na die wêreld om jou kyk, broers en susters, dan sien jy, dis die ellendige waarheid van elkeen wat ongelowig homself teen God verset.
Sy lewe is vergeefs. Sy lewe is 'n lewe onder God se toorn. Vir hom is daar niks anders wat wag nie as die ewige oordeel. Iemand sonder God behoort in angs en vrees te lewe, maar omdat hulle God verwerp, daarom doen hulle dit nie. Daarom leef hulle met die gesindheid van eet en drink en vrolik wees, want môre sterf ons. En om te sterf is maar net om hierdie wêreld op 'n natuurlike manier af te sluit, en as ons nou dood is, dan is ons dood. Dan is daar niks meer verder nie, so ons kan leef en eet en drink en vrolik wees, want as ons klaar geleef het, is dit klaar, en is dit oor, en is daar niks meer wat wag nie. Paulus sê mense wat die opstanding van Jesus ontken, hulle leef onder hierdie ellendige omstandighede. Hulle leef as mense op pad na die oordeel. Vir hulle is dit ellendig. Maar gelowiges wat die opstanding van Jesus Christus ontken, vir hulle is dit nog erger. In die gemeente van Korinthe was daar mense wat gesê het, die opstanding het al klaar plaasgevind. Ander wat gesê het, dooies kan nie opstaan nie, en daarom is daar geen opstanding uit die dood nie. En Paulus sê, as dit so is, dat as daar geen opstanding uit die dood is nie, dan is ons gelowiges die ellendigste van alle mense. Dit is met ons nog treuriger as met die ongelowiges. In ons tyd, broers en susters, is die geloof dat Jesus Christus uit die dood opgestaan het, en dat sy opstanding ons hele lewe, ons gedrag, ons toekoms, ons vreugde, alles bepaal, is die geloof aan die taan. Vir baie mense is die geloof in Jesus Christus iets wat maar net vir hierdie wêreld bedoel is. Daar is geleerdes aan teologiese skole wat dit so leer, dat Jesus nie regtig uit die dood opgestaan het nie, dat daar ook vir ons geen opstanding uit die dood is nie. Wanneer ons dan bely, ek glo opstanding van die vlees, dan sê hulle, dit is maar net 'n manier om te sê, ons hoop dat ons in hierdie wêreld goed sal lewe. En daar is baie gelowiges wat hulle hoop net maar op Christus vestig vir hierdie wêreld. Paulus is nogal kras as hy sê, dat so 'n geloof jou die ellendigste van alle mense maak. Dit is onsin waaruit ons lewe, as daar geen opstanding uit die dood is nie. En dit maak die prediking en die geloof onsinnig, te vergeefs. Daaroor het ons 'n vorige keer in die erediens gehandel. En dit maak die apostels dan werklik ellendige mense, die ellendigste van alle mense, want die apostels lewer dan valse getuienis met betrekking tot God se werk. Die apostels verkondig, God het Christus uit die dood opgewek, maar as Christus nie opgewek is uit die dood nie, en as daar nie opstanding van die dooies is nie, dan verkondig die apostels 'n leuen. En wanneer hulle 'n leuen verkondig, dan is hulle besig met die eie werk van die duiwel self. Dan is hulle besig om teen God in op te tree. En dan roep hulle ons ook om teen God in op te tree. As ons sê, daar is geen opstanding uit die dode nie. Ons glo in Jesus Christus, ons glo in God die Vader, ons glo in die Heilige Gees, maar daar is geen opstanding nie. As 'n mens dood is jy dood.
dan jok jy oor God se werke. En as jy oor God se werke jok, dan skaar jy jou aan die kant van die bose. Ongelowige mense wat Jesus verwerp, doen nie noodwendig dieselfde nie. Hulle weet nie eers dat hulle die duiwelse boodskap dra en verkondig nie. Maar gelowiges wat dit ontken, weet wat hulle doen. Behoort te weet wat hulle doen. En hulle staan onder die oordeel van God in die eerste plek. En as Christus nie opgewek is nie, dan is ons geloof 'n vergissing. 'n Vergissing wat maak dat ons hoop op dinge wat nie so is nie. Dan is ons lewe in hierdie wêreld eintlik 'n lewe waar ons slegter daaraan toe is as die misdadiger en as die iemand wat uitgewerp is uit die samelewing of as die siekte in pyn en sterwensangs. Dan leef ons regtig elendig as ons geloof 'n vergissing is. Want dan hoop ons vir hierdie lewe op God. En waarvoor hoop ons dan? Ons hoop dat God vir ons sal lief wees. Ons hoop dat God ons sal bewaar. Dat God ons sal beskerm. Maar as Christus nie uit die dood opgewek is, na die belofte van God nie, dan is al die ander beloftes van God ook 'n vergissing. En dit sou 'n mens kon sien. Gelowiges het nie 'n makliker lewe as ongelowiges nie. Trouwens, gelowiges het dit moeiliker as ongelowiges. So leer Asaf ons al in sy psalm. As hy die voorspoed van die goddelose sien, dan het sy voete amper uit die geloof uitgegly. Want gelowiges ontsê hulle baie dinge in die wêreld om in gehoorsaamheid aan Jesus te lewe. Gelowiges is mense wat gebonde is aan Jesus se woord en sy wil en sy wet. Daarom leef hulle nie vir hulle self nie, maar hulle lewe vir die Here. Maar wat baat dit jou nou om vir die Here te lewe as dit 'n vergissing is? Daar is baie geleerdes, broers en susters, wat sê, dis in die eerste plek wat Paulus bedoel. Dat 'n mens, as jou geloof 'n vergissing is, hoop op dinge wat jy nie sal kry nie, en daarom die dinge wat jy kan kry, by jou laat verbygaan. Jy hoop maar die Here sal vir jou omgee. Daarom leef jy nie in selfsug net vir jou eie belang nie. En nou kry jy niks uit die hand van die Here nie. En wat jy kon kry, die gryp jy nie aan nie. Daar is ander mense wat sê, dat die ellendigste is, omdat die geloof in elk geval in hierdie wêreld beteken dat ons baie dinge sal ontbeer. Gelowiges, so leer die apostel Paulus, sal vervolg word. Mense wat godvrugtig wil lewe, die gaan in elk geval deur ander mense verneder en selfs vervolg en langs die neus afgekyk word. En so is dit in ons moderne wêreld. As 'n mens nou maar kyk, dan sien jy dat in die algemeen, die openbare opinie, is dit om 'n gelowige te wees al iets wat jou darm aan die rand van die samelewing bring. Veral as 'n mens kyk hoe dit lyk in Europa en in Amerika en in Nieu-Seeland en in Australië, noem dit maar op,
waar die Christelike geloof verval het, daar kyk die ongelowiges na gelowiges en sê, kan jy sulke dinge glo? As jy dit glo, is jy waarskynlik nie by jou volle verstand nie. En daarom maak hulle van gelowiges mense wat irrasioneel is, wat bietjie versteurd is. En as Jesus nie die dood opgestaan het nie, dan is dit regtig so. As Jesus nie die dood opgestaan het nie, waarin glo jy dan? Waarvoor glo jy dan? Dan is daar iets met jou verstand fout. En as jy nou swaar kry in hierdie wêreld, watter sin het dit nou? Watter betekenis het dit nou? As jy nou siek is, of beproef word, en God is nie vir jou daar nie, en jy het nie saam met Christus in 'n nuwe lewe opgestaan nie, watter sin het dit dan alles? Want dan, so sê die apostel, is daar geen betekenis aan nie. Dan leef ons nog onder ons sonde. As Christus nie opgewek is nie, is julle geloof nutteloos. Dan is dit iets wat irrasioneel is. Dan is julle nog in julle sondes. En is almal wat ontslaap het in die geloof in elk geval verlore. Verlore nie net omdat hulle in die dood bly nie, maar verlore omdat hulle onder die sonde bly. Jy sien, broers en susters, die opstanding van Jesus Christus is die hart van die evangelie. En wanneer jy dit ontken, dan is daar geen blye boodskap nie. Dan is daar net die boodskap van Romeine 2. Dat God se oordeel, sy toorn oor jou bly vir ewig. Sonder die opstanding van Jesus Christus is die Christendom, die Christelike geloof, die Christelike beskawing, die ellendigste wat 'n mens jou kan bedink. Want dan lê dit alles onder God se toorn. Want die dood is immers nie, soos wat ongelowiges meen, net maar 'n oorgang na die niks nie. Gelowiges weet, die dood is dat God se toorn oor ons rus. En dis 'n toorn wat nie geblus word deur ons lewe en ons optrede nie. Dis 'n toorn waarin ons finaal van hom verwyder word. Dis 'n ewigheid sonder hoop, sonder uitsig, sonder God. In die ryk van die dood. Dan is daar geen blye boodskap nie, maar dan weet ons alleen maar van die verskriklike hel wat wag. En dit weet gelowiges. En as gelowiges ophou om vas te hou aan Jesus se opstanding uit die dood, dan word hulle om die rede die ellendigste van alle mense. Want hulle weet en hulle sien en hulle is oortuig dat daar nie 'n niks is na die dood nie, maar God se toorn. En daarvan kan jy nie ontsnap nie. Daaronder leef jy in hierdie wêreld. En nou word elke beproewing en elke siekte, elke nood, elke keer wanneer jy in die ellende beland en na God roep,
opnuut 'n bewys daarvan dat God nie vir jou daar is nie, dat jy onder sy toorn lewe. Gelowiges, broers en susters, is mense wat weet hoe groot hulle sonde is, hoe diep hulle verlorenheid is, hoe afhanklik hulle van God is. En as Christus nie uit die dood opgewek is nie, dan bly ons op ons eie. Maar nou, daaroor sal ons volgende Sondag in die prediking aanloop, oor hierdie groot maar. Gelowiges leef uit die hart van die evangelie. Ons lewe is nie te vergeefs nie. Ons hoop is nie te vergeefs nie. Ons is nie die ellendigste van alle mense nie, want in Jesus Christus het ons saam met hom uit die dood opgestaan in 'n nuwe lewe. Daarom is ons die mees bevoorregte van alle mense. Ons het saam met hom opgestaan en ons bly nie onder ons sonde nie, want Christus Jesus het ons in 'n nuwe lewe saam met hom laat opstaan, waarin ons sonde oorwin en ons sondeskuld weggeneem en die toorn van God versoen is. Dis die hart van ons evangelie. Wat sê, kyk, as Jesus uit die dood opgestaan het, kan jy weet, God is vir jou. Hy is met jou. Hy hou jou vas. Hy gee jou die ewige lewe. En die waarborg daarvan is dat Jesus uit die dood opgestaan het. Wie dit ontken, ontken die heil en die vrede en die vreugde en die hoop van 'n lewe met God. In hierdie wêreld en in die toekoms wat op ons wag. Amen. Kom ons dank saam. Onse Vader in die hemel, ons dank u Here dat u in hierdie wêreld van die dood u eie seun gestuur het, om in hierdie doodswêreld die dood te oorwin, en op te staan, en ons saam met hom te laat opstaan in 'n nuwe lewe. U maak van ons mense wat uit vreugde kan lewe, met dankbaarheid, in die oortuiging dat u toorn afgewend is, dat u vir ons 'n Vader is, dat ons in u hande is, dat u ons bewaar en beskerm en veilig hou, dat u alle dinge vir ons ten goeie laat meewerk, en deur hierdie aardse jammerdal, met al sy stryd en moeite lei u ons, as u kinders, om uiteindelik deel te hê aan u ewige heerlikheid. En dit waarborg u vir ons. Daarvan verseker u ons, deur ons saam met Christus in die krag van die Heilige Gees in 'n nuwe lewe te laat opstaan. 'n Lewe aan u gewy, 'n lewe in gemeenskap met u. Ons dank u dat u dit vir ons doen. Dat ons nie die ellendigste van mense is nie, maar die mees bevoorregte. Ons dank u Here dat ons deel kan wees van 'n kerk. U kerk oor die hele wêreld, oor al die eeue wat uit hierdie blye evangelie lewe. Ook van 'n kerkverband waar hierdie woord, die Here het opgestaan, die Here het waarlik opgestaan, steeds die kern is van alles wat ons leer en verkondig. En ons bid Heer dat ons ook daarin getrou sal wees. Ons dank u dat ons deel kan wees van 'n gemeente waarin ons mekaar onderskraag en opbou in die wonder van hierdie evangelie.
En ons bid, Heer, dat U in elkeen van ons hart die wete van die nuwe lewe in Jesus Christus so sal vestig, so sal laat blom, so sal laat vrug dra, dat ons mekaar opbou in die geloof tot eer van U naam. Ons dank U dat ons kan weet, U sorg vir ons, en bid dat U ons ook in hierdie week sal versorg, en beskerm en bewaar. In besonder bid ons vir hulle wat worstel met siekte. Ons dink ook aan diegene wat om ander redes minder bevoorreg is, omdat hulle materieel minder het, of omdat hulle in onsekerheid en spanning is, of omdat hulle in gevaar verkeer, wil U self U bewarende, beskermende en versorgende hand oor hulle hou. Ons dink aan hulle wat bedroefd is, en bid dat U sal vertroos. Aan hulle wat eensaam is, en bid dat U gemeenskap aan hulle sal bied. In besonder bid ons, Here, vir hulle wat in die geloof lui geword het, en veragter het, en afvallig en onverskillig, wat hulle self die ellendigste van mense maak, wil U self, o Here, deur die krag van U Gees, en deur ons wat die woord aan hulle bring en verkondig en bly verkondig, ook vir hulle die pad na die lewe opnuut oopmaak. As ons voor U staan, bely ons skuld en ons sonde, en ons bid, Here, vergewe dit vir ons. Al hierdie dinge bid ons, net in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons sing ten slotte, broers en susters, gesang 199. Ons sing al 4 die verse. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die gemeenskap van die Heilige Gees, sal by u almal bly. Amen.